lig. Praat van die lig het verskyn. Johannes was nie die lig nie, die waaragtige lig. Dit is nog 'n klem op die woord, die waaragtige, die ware lig was aankom in die wêreld. Maar die wêreld het hom nie gesien nie, of hom nie aanvaar of herken nie, hang af van die vertalings, maar die klem lê op die lig. So wat ons vanoggend gaan doen, ek gaan weer terwille van die konteks van 1 Johannes 1 vers 10 tot 11 of kom ons begin by hoofstuk 2 voor ons teruggaan na hierdie gedeelte. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, hoort self ook te wandel soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig, wat ons in Johannes 1 ook gevind het, die waaragtige lig wat Johannes herhaal, skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Net tot daar. Vader, dankie dat ons na u woord kan kyk, soos u dit gegee het, hier aan die apostel Johannes. Kyk ons ook met respek daarna, want daarin vervat die waarheid, en die waarheid is lig. Die liefde is lig, maar waarheid is ook lig. Vader, geef ons genade om in die lig te wandel, want as ons die skrif oopmaak, verskyn die lig. Mag ons wandel in die lig, nie net deur ons broeders lief te hê, maar in u woord te bly, soos u woord in ons moet bly. Seën ons dan in Jesus naam. Amen. Omdat ons nou al reeds ver gevorder het, is dit belangrik, nie net omdat ons 'n vergadering gehad, maar die ding is om 'n bietjie water te trap, en ek dink van die mense soos Chris en Hendrik wat ook in die weermag was, weet wat beteken om te markeer die pas. Jy staan op een plek, het lyk nogal heel silly eintlik, as mense kan sê, in die weermag, het veral die mense wat in die detensies per land het, moes die hele tyd markeer die pas, op een plek staan, waar jy ook al gaan moet jy op een plek staan jou. Nou, die idee hier ook is om, of jy kan die woord watertrap te gebruik, wat die Navy SEALs in Amerika, en ek weet nie vir hoeveel uur kan hulle in die water staan en water trap nie, en moet is deel van hulle opleiding. Maar dit is belangrik dat ons by begrippe kom binne in hierdie 1 Johannes, wat ooreenstem met Johannes, die evangelie Johannes, wat hy hier baie duidelik vir ons wil uitspel, is weer eens, en ons kan nie genoeg daarvan praat nie, is die duisternis teenoor die lig. Lig en duister. Ons weet die duiwel word na verwys as die een van die duister. En dis waarna hy ook sal gaan by sy veroordeling na die ewige duisternis toe. Maar teenoor hom staan die Here Jesus Christus wat die lig is. En as ons dink aan Christus, moet jy dink aan lig. Ons het vanoggend gepraat met die gesinsbybelstudie weer eens, hoe Moses se gesig lig geword het, as hy in aanraking met God kom.
so erg lig dat Moses 'n doek oor sy kop moes gooi sodat die Israeliete nie kan skrik nie. Want hulle sal dink miskien hy's glinster van die heerlikheid van God in Christus, die tweede persoon in God in die Godheid. Maar weer eens die skrifte wat oor Jesus gaan, en ons is so dankbaar dat die Here vir ons hierdie 66 boeke gegee het. Daar's 'n lirieke van Michael Card. Ek weet nie wie van julle Michael Card se musiek klink, luister nie baie goed. Hy het ook 'n meestersgraad in teologie en hy skryf sy eie lirieke en sy lirieke is baie skrifgebonde. Maar een van sy liede wat hy sing, as jy dit op You Music wil gaan luister, jy is welkom, The Book. Lied se naam is The Book. Wat hy hierdie musiek sing, want deel van hierdie lirieke sê, and the pages of the book are turned with trembling awe, as we witness wonders there, that only the faithful saw. We go as deep as we can go, look as hard as we can look, but we only scratch the surface of the meaning of the book. Al gaan ons hoe diep in die geskrifte, ons moet baie keer dieper gaan. En hoe dieper ons gaan, hoe meer kom ons agter, maar dit is nog nie diep genoeg nie. Ons krap nog net die oppervlak van die boek. Die diepte van die openbaring van die Vader deur sy seun Jesus Christus, die enigste openbaring van God is in Jesus Christus, nie deur Boeddha, wat hulle sê almal is ligdraers. Die New Age sê hulle is ligdraers. Die Gnostici oor wie Johannes die boek skryf, het gesê hulle is ligdraers. They are people of the light. And you must have this divine spark. Jy moet daai spark kry. Jy moet daai flits ligte kry. Wanneer jy, dan sal jy weet dat Boeddha is ook God en Hare Krishna is ook emanasies van God. Gnosticisme het gesê daar's soveel emanasies, ons het gepraat van die Griekse filosofie en hulle gode, meeste van hulle sê hulle is ligdraers, wat hulle nie is nie. Daar is net een lig. En alleen in sy lig, en dit is belangrik om dit te verstaan, hoekom sy lig? Hoekom trek die Heilige Gees ons in sy lig in? Want dis wat die Heilige Gees doen, hy trek ons na, die Vader gee ons vir Jesus. Wat gebeur in die proses? Ons word ingetrek na die lig toe. Wat doen jy as 'n sondige mens, wat ons almal is? Want mense preek nie meer oor sonde in kerk nie. Ons kan nie vir mense goed vol boodskappe verkondig nie, want ons is nie getrou aan die diepte van die skrifte nie. Want die skrifte sê, as ons tot redding kom, tot bekering kom, word ons bewus van ons eie sonde en ongeregtigheid. Hoekom? Omdat ons in die lig kom. Ons kom in die lig van Christus. En mense kan niks anders te doen as jy in lig kom, om bewus te word van jou eie ongeregtighede en sonde nie. Selfs die persoon wat die heiligste is, wat hulle sê, Boeddha is die heiligste van almal, het geen lig nie. Die ware lig wat elke mens, het ons gesê, soos het ons weet, die ware, waaragtige lig, wat sê hy in 1 Johannes, het verskyn, die ware lig, waarna die mense gesoek het. Want mense in hulle sonde en verganklikheid is in duister. Daarom het hy sê in 1 Johannes 2 vers 8, die waaragtige, die duisternis gaan verby, en want die duisternis gaan verby, en die waaragtige lig skyn alreeds. Presies wat hy sê in die eerste hoofstuk van Johannes. So die volle raad van God en sy lig wat ons van praat, kan jy basies die full counsel of God, soos hy sê, kan jy basies hou in een hand. Dit is nie wonderlik nie. Die volle lig van God kan jy in een hand vashou. Want daar staan is die lig van God wat aan ons almal geopenbaar is, en elke mens sal moet eendag moet verduidelik wat het hy gedoen met die lig. Ongelukkig is dit so dat baie mense wil nooit in die lig kom nie. Hy verkies, of sy verkies om liewer maar in die duister te bly. Dit is veiliger hier. Niemand gaan my konfronteer as ek hier in my duister hoekie bly nie. Niemand gaan my pla nie, ek gaan nie skuldig voel oor my sonde nie. Nou ongelukkig, een van die Here praat selfs in die Ou Testament van die lig. Kyk weer vir my asseblief na Psalm 119 vers 105.
wat 'n baie besonderse psalm is, Psalm 119, vers 105, die langste psalm in die psalmboeke. Jy moet weet, hoekom dit besonder is, wie eintlik vermoed hulle het hierdie psalm geskryf. Ek wou eintlik gehad het ons moes hom ook lees, maar ons kan ongelukkig nie al dit. Ons gaan omtrent 5 minute aanhoudend lees aan Psalm 119, want dit is 'n baie lang psalm wat 176 verse het. Maar wat is die tema van psalm? Ons weet, sê die slimmes en die geleerde mense, Psalm 119 is deur Dawid geskryf vir Salomo. Wat is besonders in die psalm? Wat sien jy, hy begin, ek weet nie of die hele vertalings ook dit het nie, maar dit begin met die Hebreëse alfabet, van Alef, Bet, reg deur. Al daai opskrifte daar is die Hebreëse alfabet, en dit eindig met Taf. Hulle vertaal dit Taf, maar dit is eintlik Taf. Dit is die laaste letter in die Hebreëse alfabet. So, dit het strofes wat begin by die eerste letter, Alef, Bet, Gimel, Dalet, hy gaan af met dit. Dit sê, dit is hoe Salomo die alfabet geleer het. Want jy leer toch kinders in die alfabet. Chris, ek weet nie wanneer julle vir Giselle, Meliska, wanneer julle die alfabet geleer, toe julle seker 6 jaar oud was, A, B, C, D, E, F. Nou, Dawid het hierdie psalm so berein, dat Salomo maklik die alfabet, die Hebreëse alfabet kan ken. 26 letters in die Hebreëse alfabet. Maar die merkwaardigste, dit gaan grootliks oor die woord. Dit gaan u woord, dit gaan oor u insettinge. Psalm 119 sê, u verordeninge, u insettinge, u wet. Dit hou aan oor dieselfde woordspeel, maar dit gaan oor die hele geskrifte wat eintlik saam die openbaring van God se wet is. Maar wat sê hy in Noen, in die 105ste vers, dit is die, u woord, sê Dawid, u woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Wat is die lig? U lig? Jesus is die lig. Maar wat in die Ou Testament het die mense se pad verlig? Die woord. Nog voor die Nuwe Testament gekom het in 27 boeke, was die Ou Testament daar. En dit is gesien as die lig. Die Jode het hulle beroem as mense van die lig. Hulle het gesê, we are people of the light. We Jews are people of the light. Omdat hulle geglo het, hulle het die lig by hulle. En as jy van lig wil weet, Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Hy staan, wanneer donker is, sit hulle die Leviete die lampe aan, en kom hy, en so donker soos dit nou is, amper hier, dan sê hy, ek is die lig van die wêreld. Nie julle, wat julle dink van die geskrifte nie, ek self vervul die skrifte. Ek is die lig van die wêreld. Wie in my lig wandel sal nooit dwaal. Ek is die ware lig. Want binne in die tabernakel, ook 'n simbool van die Here Jesus Christus, was daar 'n lampstaander met 7 kandelare wat getuig van die lig. En die Leviete en die werkers moes seker maak dat die tempel verlig bly. Daai lampe mag nooit uitgegaan het. Want dan was hulle in die moeilikheid. By God eerstens, en dan ook natuurlik by die priesters. Maar nou kom Jesus sê, ek is daardie lig. En ons het kyk na 1 Johannes 1 vers 5, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, van Christus gehoor het, en aan julle verkondig, God is lig. Nie hy bevat lig nie. Daar is 'n verskil tussen te sê, God is dit. God is lig. Hebreërs sê, hy is 'n verterende vuur. Hy is 'n smeulende vuur. Hy verskyn aan Moses op die berg, en Moses kom terug met sy gesig wat verlig is, en elke keer as hy opgaan na die berg, as hy terugkom, moet hy weer 'n wyl kleed oor sy kop gooi. Want die lig het direk aan hom verskyn, op hom geskyn, die lig van Jahwe, wat daar is, wat oë verblind het. Paulus wat op pad na Damaskus op die grond neer, as jy nou praat van slain in die spirit, dit was 'n slain in die spirit geweest, want hy val, soos Theopees sê, van 'n perd af, daar staan nêrens dat hy van 'n perd, en kan 'n myl ook gewees het, hy kan geloop het.
Want die lig van Christus tref hom, verskyn aan hom en dit verblind hom. Maar as hy hier sê in vers 5, 1 vers 5, sê hy, in hom is geen duisternis, in die Grieks is dit 'n dubbel negatief. Daar is in hom geen, hoegenaamd, geen duisternis nie. Dan weer in vers 8, dat hy weer eens praat van die duister en die lig. Die afleiding en opsomming wat ons maak, behalwe dat God self lig is, vers 5, en in hom is hoegenaamd geen duisternis nie, word die lig uitgebeeld, want dit is 'n sinnelose vergelyking om van lig gebruik te maak as 'n metafoor of 'n simbool of 'n verwysingsraamwerk. Hoe word hierdie lig duidelik, het ons gesê, as ons nou moet opsom, eerstens deur agape. Nie ander liefde nie. Daar's baie woorde in Grieks vir liefde, daar's 5 of 6, selfs telos is 'n soort liefde. Ywer vir God is 'n soort liefde beskryf. Maar die woord wat hier gebruik word, is nie wat mense so gou gebruik, agape en agapao. Agape is 'n goddelike liefde, nie 'n liefde wat niks verwag van homself nie. Dis 'n oppervlakkige beskryf. Dit praat van dis 'n goddelike liefde. En hy sê, hulle wat hulle broers het, ons laas keer sê, hy wat sy broer lief het, vers 10, wie sy broeder lief het, bly in hierdie lig. Die eerste voordeel, as jy in Christus se lig is, as ons sê, ons wil Christus se lig ken, wat moet ons maak? Hoe ken ons Christus se lig? Ons gaan na sy woord toe, want die woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Die skrifte praat van die Here Jesus Christus. Maak die Bybel oop. Ons ken Spurgeon wat praat van 'n soos 'n leeu. Jy moet die skrif oopmaak. Ek as leraar staan onder die geskrif. Ons praat van skriftelike gesag, want dit het gesag. As ons steur aan al die wetlike raamwerke in ons land, ons is 'n land wat onder wet staan. Daardie wet is nie so belangrik soos die wet van God nie, want dis God wat ons gesê het in 1 Korintiërs wat gesê het, God wat gesê het, laat lig uit duisternis skyn, het ons verlig. Onthou daai gedeelte in 2 Korintiërs, want God wat gesê het, laat lig skyn uit duisternis, dit is hy, 2 Korintiërs 4 vers 6, is 'n aantekening wil maak. Maar hy wat gesê het, dat lig uit duisternis verskyn, en waar verskyn lig uit duisternis? By die skepping. En daar was duisternis. En wat was nodig om te skep? Lig. Lig was nodig om te skep. Christus se lig kom aan, God se woord, wat Christus is, kom aan boord en verlig alles. Dus Johannes 1 van praat, die waaragtige lig wat alle mense verlig was aan kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het hom nie eers herken nie. Het hom nie herken as die lig nie, want hy het verskyn. Toe hy verskyn is dat die duisternis weg. Maar daar staan steeds duisternis wat vir ewig met ons sal wees. Totdat Jesus Christus toekom, of sy bruid kom haal. Waarin word die lig ook gemeet behalwe goddelike liefde, die agape, want hy wat sy broers lief het, bly in die lig. Nommer 2, dit word versinnebeeld deur die waarheid. Lig is gelyk aan waarheid. Wat Jesus baie van gepraat het, hy sê Vader heilig, Johannes 17, Vader heilig hulle deur u waarheid. U woord, praat Jesus anders as Psalm 119, Dawid se Psalm. Hy sê u heilig hulle sy disippels wat ook na ons toe moet oorgaan. Heilig, maak hulle heilig deur u woord. U woord is nie die waarheid nie, u woord is waarheid. Jesus verskyn vir Pontius Pilatus en hy is duidelik in 'n dwaal, want dit is sy idee van pantheon van gode, en hierdie man wat sê hy is die koning van die Jode, en dan sy dialoog met die Here Jesus, dan sê die Here Jesus vir hom, maar almal wat aan die kant van die lig is, luister na, of aan die kant van die waarheid is, luister na
my woorde. Hulle kan my woorde onderskei. Hulle kan onderskei dat ek die waarheid is. As jy aan die kant Pilatus van die waarheid is, sal jy hoor wat ek sê. Maar jy, wat hy einde van hom sê, jy is nie aan die kant van die waarheid nie, so, met wat Pilatus vir hom sê, maar, wees veritas, wat is waarheid? En Jesus sê, ek is die waarheid. Wandel in my lig, as jy my ken, sal jy die ware en lig ken, waarin jy gered word, want 2 Korintiërs sê, duidelik vir ons 4 vers 6, hy wat gesê dat daar lig moet skyn, dis die opdrag van God, hy lig moet skyn, dit is hy wat homself eintlik verlig het in die aangesig van die Here Jesus Christus. Want lig is perfeksie, dis God se standaard. Hulle wat hierdie goddelike liefde en waarheid koester, sal die ewige lewe vind. Nou, die goddelike liefde in 1 Johannes 4 vers 16 sê, maak Johannes 'n interessante stelling, hy sê, weer eens, hy sê nie, God het lief nie. Maar wat hy op die klem laat val, hy sê, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. Dan sê hy, God is liefde. En hy wat in die liefde bly in God en God in hom. Dis weerkerig. En ons kan weer eens God nie lief hê. Ons dink ons kan God lief hê soos hy eintlik wil hê ons moet hom lief hê. Ons kan nie regtig. Net een persoon, soos ek kan praat van 'n persoon, kon God lief hê met die liefde wat agapa is, agape is. Dis Christus, die Vader liefgehad. Want ons praat baie van so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, so die kosmos, daar praat ons van die kosmos in Grieks 13 verskillende dinge, kosmos beteken, so lief het hy die wêreld gehad. Dat hy sy enige gebore seun gesê het. Maar voordat God die wêreld lief gehad het, Christus, die Vader, die tweede persoon en die Heilige Gees, wat een is, het 'n liefde vir die Vader gehad, dat hy vir die Vader kan sê, soos in Hebreërs 12 van sê, Vader, hier is ek, 'n liggaam het U vir my voorberei. Ek het gekom om U wil te doen. Ek het gekom U wil te doen. Nie my wil nie, U wil. Hy onderwerp hom. Dis liefde. Liefde aan die Vader. En in daardie liefde van die Vader kom die Here Jesus Christus na die word, neem vlees aan. Hy kom woon tussen ons. Die onsigbare God word sigbaar in Christus om ons te kom wys wat is agape? Wat is agape? Wat is waarheid? Om ons die waarheid kom wys. Maar het jy al opgelet in ons almal ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, op so 'n manier het God die wêreld, op so 'n manier het God die wêreld, dat hy sy enige gebore seun. Maar as jy 3 verse verder lees, Johannes 3 vers 19, sê Johannes, en dit is die bevinding, this is the verdict, soos 'n hofbevinding, this is the verdict, that man loves darkness more than they love light. Die baie mense sê, nee, maar ons is mense van die lig. Die Gnostiseërs gesê, ons is mense van die lig. Ons weet, ons is die ware lig. En onthou, Johannes is ook geskryf vir hulle, die idee van die Gnostisisme, wat gesê het, hulle is die lig. Hy sê, dis die bevinding, die oordeel of bevinding, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig. Hoekom? Want hulle werke was boos. So teenoor lig staan die duisternis. Hy wat sy broeder net nie, het nie, is die duisternis, hy wandel in die duisternis. Hy is in die duisternis tot nou toe, want die duisternis het sy oë verblind, sê Johannes hierso in 1 Johannes 2 vers 11. Hy wandel in die duisternis, weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Maar dit beteken hy is nog steeds in die duister. Hy gaan nie uit die duisternis kom nie. Daar's mense wat blind gebore word, geestelik blind gebore word, en hy sterf in 'n ewige duisternis sonder God, met dieselfde blindheid. Baie mense bewonder Jesus in sy groot genesingsdade om blindes te laat sien. Al die genesing van die ore wat hy oopmaak en die oë wat hy laat sien, is 'n strekking van Jesaja se vervulling. Hy het gekom om die wat blind is te laat sien. Jesus sê, ek het gekom, want al die mense is blind, en Johannes sê, Johannes 3 vers 9, die mense het die duisternis baie meer lief as hulle die lig, dis die bevinding.
Want hulle wil voortgaan in hulle bose dade. Hulle wil nie na die lig toe kom nie. Hulle is ligweerstandig. Glo my, alle mense wat gebore word éventueel ligweerstandig. So, as daar 'n vals lig is, sal almal soontoe hardloop. 'n Kunsmatige lig sal almal soontoe gaan in die kerke, want die mense word vermaak, dis entertainment, dis lekker en dis so wonderlik om hier te wees, maar die mense word nooit gekonfronteer oor hulle sonde nie. Dis die rede hoekom baie mense nie wil kom na die lig nie. Hy wil nie gekonfronteer word met sy sonde nie. Want kerke preek nie meer sonde nie. Dit sonde is reg, dis maar net 'n glipsie. Groot musikante wat so mooi, Louis Giglio, wat so pragtige reeks aangebied het op die ouend gepraat van klein foutjies. Dis nie klein foutjies nie. Dis sonde wat Jesus in die kruis laat sterf, nie foutjies nie. Dis Jesus het 'n gruweldood aan die kruis gesterf, nadat hy die lig van God in ons laat verskyn het, oor ons duisternis. Hy moes die duisternis uit ons neem. Sy Heilige Gees bring die verligting deur die Heilige Gees. Dis die ware verligting. Interessant ook as ons het sê, Paulus het van die grond geval toe die lig sien, die nuwe Jerusalem, wat gebeur? Het jy kyk Openbaring 21 vers 23, wat gebeur daar, as ons nou na eskatologie gaan kyk, wat vind ons in Openbaring 21, die nuwe hemel en die nuwe aarde wat God gaan skaap, en dit kom. Ons sal die wêreld oorgee aan Trump en Putin en die res van die wêreld. As Christus kom hy met groot lig en krag. En hy bring 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, maar kyk aan die nuwe Jerusalem, wat verskyn in die nuwe Jerusalem? Openbaring 21 vers 23. En die stad is Jerusalem, die nuwe Jerusalem, het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Want die heerlikheid van God het hierdie stad verlig en die lam van God, daai lam is die lam van God, is 'n lig. Baie mense sal nie in Jerusalem inkom nie. Want ons weet wat sê ook Johannes van wie kom nie in die nuwe Jerusalem in nie. Kyk na vers 27. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelik of leenagtig doen nie, maar wie se naam geskryf is in die boek van die lam. Die lam is die lig wat die nuwe Jerusalem verlig. Gaan nie son en 'n maan nodig hê nie, want Christus se helderheid skyn in so heerlikheid. Ongelukkig steeds Johannes 3 vers 19 en dit is die bevinding, mense het die bevinding is 'n interessante woord in Grieks. Jy ken die woord krisis. Wat is 'n krisis vir ons? Daai woord van bevinding is krisis. Dis 'n krisis. Dit is eintlik 'n krisis dat baie mense, baie mense sal aanhou duisternis lief hê tot die einde van hulle lewe. Totdat die lam ons roep, die Vader se opdrag uit die duisternis na sy heerlike lig, aan sy skyn in sy aangesig. En dan praat ons van die werk weer eens herhaal, wat is die werk van die Heilige Gees? Hy trek ons na die lig toe. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy is nie daar om mense te laat hande klap en omval en blaf in die Gees en val in die Gees nie. Dis 'n ander lig. En die lig wat hiervan staan, en as hy kom sal hy julle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maak dit sin wat hy sê? Hoe weet ons is die regte Heilige Gees? As hy kom, Jesus sê vir ons, wat gaan gebeur as die Heilige Gees kom? As die Trooster kom, sal hy julle oortuig van sonde, van geregtigheid en die oordeel. Hoekom? Sodat ons na die lig toe kom. En die Heilige Gees hou aan konstant, ons trek nader na die lig. Ons kom nader aan die lig, ons voel sleg en ons sien ons eie vuilheid voor God se lig en die heerlikheid van Christus se heerlikheid. Sien ons bely dit en ons bekeer ons daarvan en ons neem die lig aan. Dan sê die Heilige Gees, jy's nou op die plek waar jy moet wees. Nee, hy hou ons aanhoudend trek nog dieper na die lig. Dieper na die lig. Hoe skoner die Heilige Gees ons was en ons as bruid voorberei, hoe meer kom ons bewus van ons eie sonde. Mense wat sê,
Het jy al gehoor wat tot, ek kan nou nie sê van, omdat sê, hy het in 16 jaar nog nooit gesondig. Dit is interessant. Al sê hy in Johannes, maar ons het almal het gesondig en het ontbreek hulle. Paulus sê dit in Johannes herhaal dit. Wat is 'n teken van die lig? Wie van julle weet van die Walliese herlewing in 1905? Het jy al gehoor van die Walliese herlewing in 1905? Blijkbaar was net vir 'n jaar. Was nie 'n lang herlewing nie. Dit is wanneer God lig bring. Dat mense het kroe toegemaak, hulle het bordele toegemaak in die tyd van die herlewing. Maar die krag van die lig van Christus was so helder dat mense oortuig was. Mense het in die strate geloop in daai deel van Wallis en sê, "Oh God, hell is too a good a place to send me." Verstaan nie die oortuiging van die bekering? Ons gaan kerk toe. Mense hou nie kerk toe in die Walliese herlewing. Mense kom vooraan kerk en dan die kerk ophou en dan gaan hulle agteruit, maar hulle voel so die trekking van die lig van Christus dat hulle by die agterdeur weer inkom, dat die predikant ook aan sê, "We gaan huis toe. Ons kan nie vir 4 ure hierso bly nie." Dis herlewing. Nie 'n val in die gees en Toronto blessing. Dis nie herlewing nie. Herlewing is berou. Mense wat dink hulle is heilig, wat predikante selfs my moet so onder die oortuiging van die Heilige Gees kom van my eie gebreke en sondigheid en dit los dit nie daar nie, dit word voor Christus se voete op my aangesig val en sê, Here, hel sal selfs 'n te goeie plek vir my wees om my na toe te stuur. Wat gebeur in hierdie herlewing? Net 'n paar punte. Eerste een sê in Engels, Jesus was exalted. Jesus Christus was verhoog. Die lig was verhoog. As Christus nie hoof van die kerk is, kan ons hom nie verhoog nie. Dan speel ons kerk en hou ons kerk vir 'n show. En dit word 'n show. Ek is nie 'n performance artist and you are the audience. Dit al veel gesê. Ek is nie hier om te perform. En mense moet sê, "Wow!" Van die lig, aandag van die lig weg. Die lig, ek spreek en sê, die Here sê dit in sy skrif, ons moet luister. Die volgende teken van herlewing, awareness of dread, the dreadfulness of sin. Die vreeslikheid van sonde. Die inboekie wat ons vir mense gegee het van, wat sê, sin is in the hand of a angry God. Want mense het altyd die liewe Jesus soet en teer, hy verdra alles, hy is alles reg. Nee, hy is die vuur van God. Hy is die vuur, sy oë in Openbaring soos 'n vuurvlam. As hy na jou kyk, deurboor dit jou siel, dit kyk tot binne in die wese van jou siel, en sien die kleinste sonnetjie daar, wat hy voor moes sterf in ons plek. Awareness of dreadful sensitivity to God's holy wrath and judgment. Dis ek wat die boek geskryf het, né? Sin is in the hand of a wrathful, sin van 'n God wat ernstig. As God nie ernstig oor sonde het Jesus nie gesterf nie. Dan was dit nie nodig vir Jesus. Dan kan ons soos 'n lampie opsteek of 'n offerhandjie doen, soos die voor 'n pantheon van gode. Jy bring net vir Grieke en die Romeine self, jy bring net jou aan die voorvaders, bring jy net 'n liggie, steek 'n kers op en hy gaan jou vergewe. This does not speak about God's vengeance against sin and unrighteousness. En dit is die teken van herlewing. Ander ding, sound doctrine was preached. Suiwer doktrine is gepreek. Daarom is dit vir enige persoon in die gemeente wat sê, Dries of oom Dries, dit is nie wat die Bybel sê nie. Ek weet daar is een wat my kan challenge hierso en sy sit daar agter in die middel. Maar dit gaan oor waar vind ons sound doctrine? Net in die skrif. As mense begin, so dan iemand sê waffel en verskillende ander dinge byvoeg en hier en daar, meer dit aan die skrif, en die skrif is die sif. As dit nie pas nie, raak ontslae daarvan. Maar dit was 'n teken van herlewing, sound doctrine was preached. The 5:4 is the Bible was exalted and held in high regard. Jy kan nie Christus verkondig of volgens wat se aan, volgens die Koran, volgens Joseph Smith se boek van Nefiete, die Mormoonse boek, watter Jesus verkondig ons?
back to the Bible. Wat sê die Bybel? 5. The Holy Spirit works against Satan's kingdom. Preaching sin and repentance. As ek Sondag na Sondag, al is dit net 3 of 4 mense hier, of 10 mense, staan en ek praat nooit van sin en repentance nie. Woe am I! Moet die Here my laat dood neerslaan buitekant. Want mense moet hoor, ons is sondig. Ons geneigtheid is sondig. Die heilige Paulus, wat 'n man van God was, het selfs so ver gaan sê, oei, in my woon daar niks goeds nie. Dis in my liggaam, is daar niks goeds nie, want wat ek dink is sonde. My reaksie as ek in die verkeer kom is sonde. Hoe ek teenoor taksies optree is sonde. Hoe ons optree teenoor ander mense is sonde en geneigtheid, en ons het die lig van die Heilige Gees nodig om te sê, kyk na Christus. Dis waarom hy sê, hulle wat, vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly, as ons regtig sê ons in hom bly, behoort self ook te wandel soos hy gewandel het. En as ons nie wandel soos hy nie, moet ons tot bekering kom, sê Here, ons het nie gewandel soos Jesus nie, maak ons skoon, was ons deur die bad van die woord. En nou as ons begin goed voel oor onsself, ons kry lekker voel boodskappe. Ek kan nie vir baie, my swaar is ook 'n sielkundige. As jy wil hoor hoe goed jy is, en hoe pragtig jy is, en hoe lieflik jy is, kan hulle na Henk toe vat. Henk kan hulle vertel hoe goed hulle is, en hoe moet hulle goed visualiseer dat hulle, want dis die meeste kerk, as die kerke vertel vir die mense hoe goed en hoe wonderlik hulle is, en so gaan hulle slaap sus en op 'n rolstoel af na die hel toe, want hulle hoor nooit, ons moet ons bekeer van ons sonde. Kom na die lig, bekeer ons van ons werke. Want ons het gesê, dis die rol en die funksie van die Heilige Gees, Johannes 16 vers 18, en as hy kom, die Gees van die waarheid, lig, waarheid, liefde, hy bewerk liefde ook in ons vir God en ons medemens, en as hy kom, wat sal hy doen? Hy sal julle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis sy werk, dis die Heilige Gees se werk, nie ek nie, staan, dis wat Jesus se woorde. Hy sal kom om te oortuig, en dit is wat gebeur het met die baliese herlewing. Mag ons kom na die waaragtige lig wat elke mens verlig en nie klassifiseer onder Johannes 3 vers 19, en this is the word, people love darkness more than they love light, because they love to stay in sin and in darkness. Jammer dat julle dit weer moet hoor, en julle gaan dit weer hoor, want dit is wat Johannes en hy doen, repeterende tema. Hy vat 'n tema, dan braai hom uit, dan gaan hy die volgende hoofstuk, dan herhaal hy die tema oor liefde, hy gaan nog verder, dis die apostel van liefde, maar dis ook die apostel wat vir ons die lig voorstel, en ons moet iets doen. Jy doen iets as jy in die lig kom. Ek meen, wie is so aard dat jy in 'n pikdonker nag, waar jy nie eens jou hand voor jou kan sien, bereid is om van hier af na die berg toe te stap? Jy het lig nodig. Die woord is 'n lig vir my pad, 'n lamp vir my voete. Lig in die duister pad wat ons moet stap. Baie keer stap ons alleen met Christus in hierdie donker pad. Dark moments of the soul. But who will be our light on this way? Christus, sy woord verlig ons pad. Sy woord gee vir ons belofte. Ons glo sy beloftes, ons bly, ons wandel soos hy, ons word getransformeer, nader aan die lig elke keer, nader aan die lig, totdat ons wandel soos hy gewandel het. Amen. Maak dit sin? Mense sê wahoukla, Sotho sê wahoukla, is dit reg? Mag die Here ons help om konstant na die lig toe te kom, nie weg te beweeg van die lig nie. U is hier omdat u na die lig kan kom. As Dries die boek oopmaak, is daar veronderstel om lig te skyn. Want dit is die lamp, die lig vir ons pad. Kom ons, ek gaan vir die mense so net so 'n minuut gee, en dan u praat self na aanleiding, nie van wat ek gesê het, vergeet van wat ek gesê, kyk nou na wat die lig, die pad, die woord, wat sê die woord vir u in die hart, en as die Heilige Gees met die werk,
2 keer in Hebreë sê vandag as julle sy stem hoor. Die groot vraag is, hoor julle sy stem? Wie se stem? Die Heilige Gees. As julle sy stem hoor, verhard nie julle harte, soos die Israeliete dit gedoen het op pad na die beloofde land. So, is dit reg, so 30 sekondes, genoeg vir julle om met God self te praat? Okay, kom ons bid saam, dan na 30 sekondes sal ek vir ons afsluit. Vader in die hemel, wat U self openbaar het deur U heilige Seun Jesus Christus, om ons uit die duister te bring. Wat Petrus ook gesê het, maar ons is 'n besonderse volk, geroep uit duisternis, na sy heerlike lig, om sy deugde te verklaar. Vader, elkeen het gehoor, Vader, as ons nog half in die lig is, half in die duister, wil ons hê dat die Heilige Gees, weet as mense wat saam met my sal bid, Vader, moet ons nooit uit die lig uit neem nie. Laat die Heilige Gees aanhoudend oortuig van ons sonde, ongeregtigheid en komende oordeel as ons nie sal bekeer tot die lig nie. Ek vra vir myself, en ek weet daar is mense wat ook miskien hier kan sê, Vader, help my om in die lig te wandel. Ek wil in die lig wees. Vader, dit mag baie keer seer wees, dit mag baie keer 'n verleentheid wees om Here te sê ons is in die duister. Dat selfs Paulus moet sê, wat ek wil doen, dit doen ek nie, wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. O, Here, wie sal my verlos van hierdie verderflike vlees wat aan my gekleef is? Maar ons weet hier het gedoen in die Walliese herlewing dat mense onder so berouvolle bewustheid gekom het. Vader, dat hulle nader aan die lig getrek is, en so naby getrek is, dat hulle self moes oorgee. U wil hê, ons moenie, Here, U toegewyd wees aan U verwag volle oorgawe, hart, siel, gees, verstand. Soos Moses sê, Deuteronomium 30, en ek sal julle harte en julle kinders se harte besny, sodat hulle my kan lief hê. Besny ons harte, trek ons na die ligkring van Christus toe, aanhoudend, nader, Vader, al is dit ongemaklik, al is dit seer, wat ook al, Vader, neem volle beheer. Die liedjie sê, we surrender all we surrender to Jesus Christ. Mag dit so wees ook in hierdie dag, ook vir hulle wat na die video luister, in Jesus naam. Amen.